Amen, praise the Lord. Praise the Lord. Dis 'n voorreg om die Here te kan dien. Dis 'n voorreg om vanmôre te weet ons kan die Gees van God in ons midde hê. Is 'n voorreg om die salwing te hê, want daar's niks wat ons doen wat dit kan verdien nie. God beloon ons deur die geloof en die gehoorsaamheid wat ons het aan sy woord. En daarom is ons vanmôre so dankbaar en so bly. Praise the Lord, praise the Lord. Ek gaan vanmôre met u deel oor iets wat die Here op my hart gelê het. En ek is opgewonde om met u te praat oor die onnatuurlike storms. Onnatuurlike storms. Daar kom baie keer in 'n mens se lewe goed wat normaal is, en dan kom maar die goed wat jy voel, hoorie, maar dis nou nie meer normaal nie. Dis nou nie meer lekker nie. Dis die onnatuurlike storms. Ek gaan 'n bietjie met u deel daaroor. As ons vanmôre kyk, die Here praat met my en die Here gee vir my sy woord. En die Here praat met my oor die tema onnatuurlike storms, na aanleiding van 'n paar skrifte waarna ek gekyk het. En waarmee ek besig is, en ek wil graag vanmôre 'n bietjie met u deel. Jy kry natuurlike storms en jy kry onnatuurlike storms. Jy kry natuurlike omstandighede en jy kry onnatuurlike of bonatuurlike omstandighede. En ek wil so vinnig vanmôre dit met u deel. Ek is ook bly ons jong volwassenes is hierso. Hulle is eintlik op 'n kamp. Gister het ons hulle 'n bietjie daar gaan bedien en vanmôre sit hulle almal hier en gaan hulle hierna weer terug kamp toe. Amen. Ons waardeer dit. Amen. As ons gaan kyk, dan gaan ons sien uit 'n geestelike konteks, die natuurlike storms is 'n geestelike, in 'n geestelike sin verwys natuurlike storms na lewenssituasies, soos bietjie finansiële probleme, werksdruk, gesondheidsprobleme en 'n paar van die gewone goed wat ons alledaags veg. Ons almal gaan deur dit. Ekonomie, erfbelasting, ja, al daai goed, nee, is gewone natuurlike goed wat met almal gebeur. Al dink jy dis net jy, ons almal het maar daai issue. Ja, amen. Ek wil nou nie praat en dit verder gaan en sê ja, dit sluit nou in die man wat sy klere daar los en die kaste oop los en die kinders wat die huis vuil los. Dis nou nie eintlik heeltemal natuurlike storms nie. Dis nou maar net meer menslike gewoontes wat nie so goed is nie. En dan kry ons die onnatuurlike storms, en dit is waaroor ek bietjie met u gaan praat. Is normaal dat ons deur die natuurlike gaan. Is normaal om druk te hê. Is normaal om probleme te hê. As jy dink as jy die dag die Here aanneem, jy gaan nie meer probleme het nie, dan het jy dalk die Bybel bietjie verkeerd gelees of jy was dalk onder 'n wanindruk. Want ek wil nou vir jou sê, al dien ons die Here, het ons nog steeds ons issues wat ons moet hanteer. Amen. Ons het steeds uitdagings, jy kry steeds 'n paar snaakse mense wat jou omkrap. Amen. Jy ry nie skielik en daar's nie meer taksies nie. Jy ry nie meer skielik en die bose gees spring uit en sê hy soek jou lisensie nie. Jy het altyd maar jou issues. Is so. Amen. Hulle was in die Bybelse tyd ook. Maar in elk geval, die onnatuurlike storms is bietjie van 'n ander aard en ek wil graag vanmôre bietjie daaroor deel. En ek wil dit in die gees hanteer, omdat die Here dit so op my hart gelê het. En dit is storms wat nie net natuurlik voorkom nie, en die oorsprong is nie net natuurlik nie, maar dit word meerendeels deur 'n ander gees voortgedrywe. Dit word werklik waar, kan ons dit noem, geestesaanvalle of demoniese aanvalle genoem in jou en my lewe. Dis wanneer dinge teen die verloop van spel bo die menslike natuur begin beweeg, dan kom ons by hierdie plek en dit bring ongelukkig ons op 'n plek wat ek sit met onverklaarbare, onoplosbare struikelblokke in my oë. Ek val selfs in depressie en angs en al daai goed as gevolg van hierdie onnatuurlike storms. En baie keer is dit die duiwel se plan om my te stop, om nie te kan doen wat God wil hê ek moet doen nie. En net om my so bietjie gou te tip. Maar ons moet kan weet, wanneer is dit natuurlik en wanneer is dit nie natuurlik nie. Baie keer sê mense vir my, ek gaan deur hier pastoor, ek dink nie hierdie is van die Here nie. Kom ek sê vir jou, as jy dink elke nagmerrie is nou hoor jy 'n demoniese aanval, wil ek vir jou sê, stellig nie. Ons almal kry nagmerries. Wie het nog nooit 'n nagmerrie gekry nie? Ek wil graag by jou hoor, wat drink jy, want dit werk dan. Want ek sê nou vir jou, ek kry baie nagmerries en hulle ry vir my. Maar dis baie keer absolute nonsens.
Elke droom beteken ook nie iets nie. Ek het al op 'n stadium moeg geraak, want elke dag kry ek by mense boodskappe, wat beteken die droom? Ek praat nie van 'n uitsondering, want jy weet die Here praat deur drome nie, want God praat deur drome. Maar as jy elke dag gedroom kry, wil ek vir jou sê, dan moet jy begin vra, is my dieet nie dalk bietjie te veel vleiserig of iets nie? OK, kom ons gaan aan. Amen. So, nou gaan ons na hierdie onnatuurlike storms toe, en ek wil graag vir ons 'n gedeelte uit die woord van die Here voorhou, 1 of 2 of 3 gedeeltes, maar ek gaan sommer daaroor praat. Die eerste gedeelte sal wees, toe die Here met my praat, oor die storms wat Jesus stil gemaak het. Ek het nou al baie gehoor, dat almal praat van Jesus maak die stormpie stil, en dis mooi, hy bestraf die wind en storms, en op die see geloop, en alles wat mooi is, maar ek wil vanmôre 'n bietjie met die praat daaroor. Hy sê in Lukas 8 vers 22 tot 25 in die ou vertaling, en op een van daardie dae het hy sy disippels in skei gegaan, en hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die oorkant van die see. Dis nie 'n see nie, dis 'n meer. Afrikaans het beskryf as 'n see, dis soos 'n groot meer. En terwyl hulle besig is om oor te seil, het hy aan die slaap geraak. En hy het rustig aan slaap, want hy weet ons moet nou gou daar uitkom. En terwyl hy in slaap raak, sê die woord in vers 23, toe kom daar 'n stormwind op die see af. Nie skielik oor die see gewaai stormwind nie, hy kom skielik op die see af. Die ander vertaling sê, hy bars skielik los op die see. Dit was 'n onnatuurlike storm, hierdie was nie 'n normale storm, wat gewaai het, niemand anders het hulle nie oorgevaar nie. Hulle sou kon sien, daar kom 'n storm aan, maar skielik toes daar 'n storm toe hulle in die middel is, op pad om oor te vaar. En hulle sê, Here, gee U nie om dat ons vergaan nie, kom, asseblief, maak hom wakker, help ons, hier's moeilikheid. En hy sê, en hy staan op, hy sê, o klein gelowiges, en hy bestraf daai storm. As dit van God was, sou Jesus dit nie bestraf het nie. Het jy al daaraan gedink, om iets of iemand te bestraf, beteken, jy eintlik bring dit tot verantwoordelikheid oor iets verkeerds wat hulle gedoen het. Dis wat bestraffing beteken. Bestraffing is 'n sterk vermaaning oor 'n foutiewe optrede. Amen? Jy is nog nooit so daaraan gedink nie. En skielik kom daai storms op, en hy's besig om hulle lewe te wil vat, want die water kom in die skytjie in, en hy het seker gemeen, die duiwel het seker gedink, hoor jy, terwyl hy slaap, laat ek hom nou verdrink. En hy staan op, en hy bestraf daai storm. Halleluja, met autoriteit wat God hom gee. Amen. En ek wil vir jou sê, hy woord sê, en dit het skalm geraak, en die disippels het geskrik en sê, wees hy dat selfs die storms en die winde hom gehoorsaam is. En ek sê weer vir u vanmôre, as daai storm 'n normale, natuurlike storm was dit 'n ander saak, dat Jesus het aangespreek, maar nie bestraf nie. Maar omdat daai storm nie van die natuurlike oorsprong was nie, dit was 'n onnatuurlike storm deur die duiwel gestuur om hulle onder te kry, het hy hom bestraf, want hy het die demoon in dit raak gesien. Hy het die duiwel se werk in dit raak gesien, en toe bestraf hy daai storm. Ek sê weer vir jy, as jy ander vertaling kyk, sê hy het skielik losgebars op die meer. Daar was nie 'n storm, hy het net skielik losgebars van nowhere, soos teen die verloop van spel. Ons gaan bietjie verder, en kyk ons 'n volgende geleentheid, in Handelinge 28 vers 3 tot 6. Paulus kom op haar eiland, maar as jy voor die tyd gaan lees, gaan jy sien, hy sê, dat die Here het gesê, ons moet op 'n sekere eiland gaan strand, want God het 'n plan gehad. En hulle eindig op die einde op daai eiland van Melite, en hulle is besig daar, en hulle kom daar, en hierdie ouens ontvang hulle taamlik goed, taamlik vriendelik, nee, baie dankie, kom in, ons help julle. En terwyl Paulus hout by mekaar maak, kom by daai adder in sy hand vas. Nou die eerste ding wat gebeur, toe die adder in sy hand vasbyt, toe lyk dit dadelik asof hy 'n sondaar is. Hulle sê hy's 'n moordenaar, want die dier het uitgekom om te byt, wat beteken, hy is 'n moordenaar, hy moes iets vreeslik gedoen het. En as Paulus daar te kere gegaan het, en hy het verboureerd geraak, het hulle teen gesê, hoor, hier's moeilikheid, hey manne, ons soek julle nie hier nie, maak hierdie ouens sommer gou vir ons dood. Want dis hoe eiland nie daai tyd dinge gedoen het. Maar hy bly kalm, want hy weet, God het gesê, ons moet op hierdie eiland, moet ons uitspoel, ons moet op hierdie eiland iets vir God bereik. En hy laat die dingetjie nou maar hang nie aan sy hand, en soos hy die vuur pak, toe maak hy hom 'n bietjie warm, laat hy afval en brand.
En die manne se opinie verander van, hoorie, hy is 'n moordenaar, toe hulle sien daar gebeur niks vreeslik met hom nie. Toe sê hulle, hey, nee, wag, hierdie man is nie 'n moordenaar nie, die man is 'n God. En God verander die situasie, want dit was buite die normaal dat daai ding om daar sou vang en byt. Die duiwel het 'n plan gehad om die bediening skade te maak daar, maar God gee vir Paulus die oorwinning. Hy skud hom af en niks gebeur nie. En van daar af gaan deure oop vir die evangelie. Hy bid vir mense en maak siekes gesond. En die evangelie is op daai eiland versprei heeltemal. Amen. Paulus gaan, voordat hy moet wegvaar, gaan Paulus en hy praat met die volk en hy is besig om vir hulle te preek, maar hy rek sy rede. Sy preek is so 'n bietjie lank. Ek gaan nou nie sê soos wie nie, want ons sê dan nie ouens het so lank preek nie. En hy maak sy preek so 'n bietjie lank en die man sit daar bo in die venster. Hulle is in die boventrek. So hy sit daar bo, die jong man, en luister, soos ons jong manne ook seker vandag doen, maar dankie Here, ons is wakker. En terwyl die preek so 'n bietjie lank raak, toe vang die ouetjie vis, en toe hy so wil vis vang, toe sê hy in die water. Maar toe sit nou nie water nie, toe slaat hy uit daai ruit uit, hy slaat op die grond neer en hy's dood. Nou wat dink jy sou daai volk onthou het, as daai jong man dood gebly het? Dink jy enige van Paulus se woorde sou ingang geniet het, of sou almal vasgebly het by kyk die uitkoms daarvan, die man is dood? Amen? En Paulus gaan af, hy gaan bid oor, hy bid daar, hy sê, moenie worry nie, hy sal nou op sy lewe, hy gaan terug, hy gaan preek verder, tot die volgende dag toe. Tot die volgende dag toe. Verbeel julle, ons vandag môreoggend 6:00. Ja, ek weet nie of ek moet sê sterkte vir julle of vir my nie, maar in elk geval, en op die einde van die dag bereik God sy doel. Partykeer is ons besig om iets te doen vir die Here, en nie net vir die Here nie, partykeer doen ons iets in ons gewone lewe, ons is besig om 'n pad te stap, ons is besig om in 'n rigting te gaan. En skielik kom daar 'n storm wat ons nie verstaan, waar kom dit nou uit nie? Hoekom gebeur hierdie ding nou skielik? Het dit al met u gebeur? Is 'n ding wat heeltemal teen die verloop van spel is, as ek dit so kan stel. Dis nie iets wat te wag is nie. Ja, as jy gaan sê jy moet sekere goed doen, kan jy altyd bietjie teenstand hê wat normaal is, maar as daar abnormale teenstand in jou lewe is, beteken dit dat daar is 'n onnatuurlike storm dalk net wat hanteer moet word. Jesus het gegaan toe daai onnatuurlike storm kom, want hy weet ons moes oorvaar, want ek moet die evangelie daar verkondig. En die duiwel dink hy gaan hom stop daar in die middel van die meer. Toe staan hy op, toe sê hy, nou bestraf ek jou storm in Jesus naam. Hy bestraf hy storm en daar sit rustig en hulle vaar lekker oor. Paulus het 'n opdrag, hy moet op die eiland gaan bedien. Die slang byt hom. As 'n adder jou byt, mense, is dit 'n groot saak. Weet nie, julle het seker nou gesien van die persoon wat gebyt is hierso op Hartenbos, hierso by die ATKV deur 'n adder, en dis 'n baie ernstige situasie. En op die einde van die dag, hy gaan en hy skud hom af. Hy laat nie dit om tot struikel bring, of laat wonder en skielik paniekbevange raak nie. Want hy weet God het 'n plan met hom. Selfs toe hy preek, en hierdie man val uit en daar is hy dood. Dis teen die verloop van spel, dis nie nog veronderstel om te gebeur nie. En plus wat die duiwel kom steel, die seën wat God wil bring, die seën wat die Here op die eiland wou bring, die seën wat die Here vir die volgende volk wou bring toe hulle oorvaar, in plus wat die vyand dit steel, word daai onnatuurlike storms bestraf. Ek sê vandag vir jou, jy sit met situasies in jou lewe wat normaal is, maar dan kom daar nou en dan daai abnormale, onnatuurlike storm. En ek wil vir jou sê, dis nie van God af nie. As jy skielik sien, maar alles in my lewe bly verkeerd loop, dit wil nie regkom nie, wil ek vir jou sê, dan se tyd om in die gees te sê, ek gaan nou begin oorlogsvoering voer teen die vyand, want hierdie is nie van God nie. Hierdie wind en hierdie reën is nie van God nie, ek bestraf dit in Jesus naam. Want alles wat soos die natuur lyk en goed lyk, is nie altyd van God nie. En ek wil vir u sê, ons sit almal met dit. Al kom tye wat ou deur goed gaan, en besef ek, 'n Sondagoggend voor diens, is die duiwel nogal baie lief om die onnatuurlike storms op jou pad te bring, sodat God nie sy doel kan bereik vandag in jou lewe nie.
Wie van julle het al agtergekom dat op 'n Sondagoggend voordat jy kerk toe gaan, bars daar skielik 'n fight los of iets snaaks gebeur, presies om jou salwing by jou te steel en jou vrede? Waar so 'n bietjie is daar mense met wie dit gebeur? Ek klim in die kar vanmôre en hy wil nie start nie. Ek het gelukkig die 2 jong girls by my. Ek sê dat julle is dood. Nou dit was nogal 'n nice storm gedeelte. En ons is af by die ryvlak en steeds wil hy nie start nie. En ek is reeds so titseltjie laat. En ek besluit, jou duiwel, jy gaan my nie oorwin nie. En ek laat hulle verder stoot. Nee, ek terg. Nee. En ek gaan haal die jumper pack, ek start hom en ek staar daai voertuig en ek ry. Toe ek so eintlik toe sê ek, hy's nou heeltemal leeg, ek gaan nou amper staan, ek gaan dalk nie kerk haal nie. Ek sê jou vyand, ek het 'n boodskap vandag. Ek stop nog by die garage, ek gooi nog diesel en ek's betyds. Want weet jy wat, daar's goed wat gebeur, wat jy kan prepare voor, natuurlik, gooi jou brandstof in die week, dan gaan jy nie sukkel op 'n Sondag nie. Maar daar's sekere goed wat gebeur teen die verloop van spel, wat ek baie keer gesê het, jy hoor iets wat jou gees omkrap, jy sien iets wat jou gees omkrap, jy ervaar iets wat jou gees omkrap, iemand kom uit die bloute uit, en hy kom steel jou vrede, hy steel jou salwing, en ek sê vandag vir die volk van die Here, dis nie altyd dat dit toegelaat moet word nie, dis nie altyd van God af nie, en ons moet dit identifiseer, ons moet kragteloos stel. Jou besigheid moet probleme hê, maar hier en daar, ons almal kry uitdagings. Maar God wil ook nie, jy moet net bly in probleme nie. Daar's 'n dag wat ek sê, genoeg is nou genoeg. In die naam van Jesus tree ek nou op teen hierdie onnatuurlike storms. In huis het almal maar bietjie striwelinge en bietjie moeilikheid. Maar as dit aanhou, dan moet jy gaan kyk wat kom in wat nie van God af is nie. Dan's dit tyd om in die gees op te tree. Baie mense sê vir my, joh, maar die ding breek, en die ding breek, en net daarna breek die ding, ek is nog pad met hom en breek daai. Dis nie normaal nie. Dis 'n onnatuurlike storm, spreek dit aan in die gees. Ons het baie getuienisse daarvan, maar ek wil nie nou heeltemal oor dit gaan nie. Wat ek wel wil sê, as ek kyk na hierdie 3 gevalle wat ek vir julle genoem het, sien ons in al 3 van hulle, kom hier onnatuurlike storm, hy wil die plan van God, wil dit kom reuneer. En so in ons lewens wil dit baie keer ons roeping en dit wat ons vir God moet beteken, wil dit kom omverwerp. Maar ek wil vir jou sê, as jy gaan kyk na die verhaal van Job 1 en 2, was nie normaal wat met Job gebeur het nie. Dit was 'n onnatuurlike storm, wat die duiwel hom kom toets het, om te kyk of hy gaan val. As 'n tyd wat ek moet sê, hoorie, lank genoeg, maar nou stop ek. Nou, hoe hanteer ek hierdie storms wat ons in die geestesrealm moet hanteer? Dit is storms wat ons deur gebed en geloof, deur die woord van God, met geestelike onderskeiding in autoriteit in die naam van Jesus moet aanspreek. Ek sit by geleentheid en ek's besig om met iemand te deel. Terwyl ek met hom deel, ek vertel hom van die Here, sê hy kan nie help nie, hy begin vir my kliphard lag in my gesig. En ek besef, Here, dat ouens twyfel is normaal, die feit dat hy my uitlag is nie normaal nie, hierdie is die duiwel. En hy dink nog, hy lag so, hy lag dat hy homself nie kan keer nie. Nou ek like nog ou wat lag, ek lag sommer saam. Maar wat sê hulle laaste lag die lekkerste? Hy het begin lag, ek het geëindig met die lag. Want toe hy nog so dink, hy lag vir my, en kan hy beheer nie, toe sê ek, duiwel in die naam van Jesus Christus, bind ek jou gees, nou! Tjoep, hou hy op lag. Sê, skies, wat het nou gebeur, pastoor? Ek sê, moenie worry nie, ons gaan nou aan. En bietjie later, toe gee hy sy hart vir Jesus. Ons het 'n paar keer met mense gedeel, en skielik kom jy agter, wanneer jy op die belangrikste deel is, selfs met preke, is besig op die belangrikste deel, wat iemand tot oorwinning gaan, dan stap iemand rond, of iets val, en almal kyk daai kant toe. Dit is iets wat die duiwel gebruik, om jou aandag weg te vat, van God se plan in jou lewe. Ek sê nou vir jou, partykeer moet jy kan identifiseer, is hierdie van die Here of nie van die Here af nie. Ons deel met mense, en dan volgende oomblik, dan sien ek ook, hulle manifesteer bietjie snaaks, dan sê ek, nee, okay, ek verstaan dit, dis nou nog normaal. Maar wanneer dit abnormaal raak, en ek sien, hey, hierdie ding wat nou hier besig is, dis nou nie van die Here nie, dan begin ek hom in die gees hanteer. Daar's 'n tyd wat jy goed hanteer, en sê, Here, ons gaan deur hierdie probleem kom, ons werk hier deur. En daar's kere wat jy sê, Here,
Ek gaan nie net deur hierdie probleem kom nie. Ek gaan hom nou aanspreek in Jesus naam en dan gaan ons hier deurkom. Want ek wil vir jou sê, sekere omstandighede in jou lewe, wil ek met alle respek sê, kan jy nie net deur vaste en geloof net deur beweeg nie. Van dit is ongelukkig demonies van aard in die geestesrealm, dat dit hou jou vas, dat jy voel, ek kry nie vrymaking nie, ek kan nie loskom nie. En wanneer jy voel, dis bo menslike vermoë, en dit het 'n uitwerking bo dit wat jy dink of verwag, dan moet jy weet, dit begin nou 'n onnatuurlike storm raak. Dan gaan jy nie meer in jou naam nie, jy gaan nie in jou geloof nie, maar dan gaan jy met die woord van God, met autoriteit, met die wapenrusting, en jy sê in die naam van Jesus Christus, staan ek teen elke werk van die vyand, ek stel dit kragteloos in Jesus naam. Daar's tye wat iets jou normaal bietjie beproef, of versoek, maar daar's tye wat jy besef, hierdie is die vyand, en ek sal hom nie duld nie. Daar's kere wat jy normale aanvalle beleef, maar daar's kere wat jy weet, hierdie wat ek nou beleef. Die woord van die Here sê, ons is nie onkundig met die duiwelse planne nie. Ons is nie onbekend met wat hy wil doen nie. Amen? Nou vra ek vir jou, as die vyand wil kom roof, steel, verwoes en vernietig, dink u nie, u as kind van God, wat die Heilige Gees ontvang het die autoriteit gekry om sy werke kragteloos te stel nie? Ons staan partykeer en wag te lank dat hy ons boelie. Ek sien hier kom hy in my huis, ek sien hoe vat hy grondgebied en grondgebied en grondgebied, en dan eendag en sê ek, hoor, dit is nou genoeg. Ek vat nou terug wat myne is en sommer 'n bietjie meer. Ek smaal, ek het as jong seun, toe steel ek by diewe. Maar kom ek vertel julle die storie. Ek gaan swem. Ek was ook jonk eens. En ek gaan swem lekker, maar ek sien, ek sit my ou handdoekie neer met my horlosie in. En ek gaan nou so 'n bietjie swem. Maar ek sien, daar sit so 'n paar ouens wat die versoeking nie kan weerstaan nie. En ek gaan swem lekker en ek breek so 'n paar golfies en 'n paar golfies breek my. En toe ek uitkom, toe is my ou handdoekie nie meer daar nie. En skielik onthou ek, daar was 6 ouetjies wat gewag het, laat die vyand deur hulle kon werk. En ek meen, hoorie boetas, as julle dit kan doen, ek weet 'n idee. Ek gaan nie net los nie, ek soek my handdoek terug en ek soek my horlosie. En die Here lei my, nou moet jy weet, dit was in Durban vroeër jare. Ek is by die see. Die Here sê vir my, hardloop daai rigting 3 blokke agtertoe, 3 strate van vooraf. In 'n rigting, en nou moet jy weet, hulle is al lankal weg, want hulle het 3 blokke ver gekom. Die Here sê vir my presies daartoe, en ek begin te hardloop. Ek sien nie hulle nie, ek weet nie van hulle nie, en toe ek so om een hoek so kom, nou wonder ek waarvoor moet ek kyk, want is nie asof ek hulle presies kan onthou nie, want hulle lyk maar vir my amper eners. En toe ek so om die hoek kom, toe sien ek maar, hey, is my handdoekie en is die 6 mannetjies. Maar voordat ek dink, gryp ek hulle hier aan die nek. Ek gryp 2 en ek gryp 2 en ek hou die 4tjies vas en hier stap ek in die 4tjies. En ek sê, ek soek my handdoek en ek soek my horlosie. Nou vat ek die handdoek en, nee, ek vat toe eers die horlosie. En hulle sê vir my, nee, daar so is dit. Hulle gaan dit kry. En toe ek so op 'n plek gaan sien ek, hy rol vinnig my handdoek af. My Here sê vir my, gryp jou handdoek. Toe ek die handdoek gryp, toe staan 'n mes in. Toe vat ek die mes vir my. Ek neem aan, dit was 'n skenking. Ek weet nie. Ek wou hom nou nie geskenk gehad het in my lyf nie, so ek het hom in my hand gevat. Sê ek, baie dankie. So oekapie. En ek kry toe my horlosie terug en kry alles terug. Want ek wil vir jou sê, die vyand het nie 'n reg om by jou te steel nie. Die vyand het nie 'n reg om by jou te neem, as God vir jou gegee het nie. As God jou seën met 'n goeie werk of met 'n maatjie en die duiwel kom steel julle vrede en vreugde of die duiwel kom steel jou werk by jou, het jy nie nodig om te staan en sê, ag, ek is jammer, ek leef nie. Daar's 'n tyd wat jy in die gees moet kom en sê, ek neem terug my grondgebied in Jesus naam. Jy het by my 5 myl kom steel, ek vat 10 myl terug in Jesus naam. Dis tyd om terug te vat wat God vir jou gegee het. Daar's te veel van ons wat iets by die Here ontvang het, maar ons los maar dat die duiwel vat. En jy dink, ag, dis maar die lewe, life happens. Life happens, ja, maar daar's sekere goed wat gebeur wat nie van God af is nie.
Ek sê nou vir jou, die vyand het nie reg om jou liggaam aan te hou aanval nie. Die vyand het nie reg om jou finansies te steel as jy getrou is teenoor God se woord nie. Die vyand het nie reg om jou besigheid te bly aanval as jy sien dit bly net moeilik gaan nie. Daar's 'n tyd wat jy sê in die naam van Jesus spreek ek nou die seën van die Here oor dit. Want die woord van die Here sê die seën van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid kan niks daarby voeg nie. So as ons iets seën, kan die duiwel dit nie meer langer aanval soos hy wil nie. Hoekom dink jy seën ons kindertjies in? Want die vyand is agter ons jonges aan. Maar hierdie kinders wat ons inseën, they are protected by the blood of the Lamb. Hulle is beskerm deur die bloed van die lam. En wil ek vir jou sê, gaan hulle steeds omstandighede deurgaan? Ja. Gaan die vyand hulle onderkry? Stellig nie. Want God is met hulle. Ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat die kinders van die Here moet opstaan en vat wat ons in is. As jy besig is om vir God te werk, ons kom hier aan in Mosselbaai. Ek en my vrou moet vir die Here werk. Ons is aan die kom, ons gaan iets doen vir die koning. En dit gebeur so, hier verloor ons ons kar. Ek sê, Here, kyk of jy te werk, jy weet vroeër jare jy manne geloop, maar vandag se dag gaan dit nie so lekker werk nie. Ek sê, Here, hier's moeilikheid. Ek sê, hier's moeilikheid. En nou kom daar voorsiening vir ons en ek kry so 'n blou bakkie. Mense, jy moes hom beleef. Ek was dankbaar vir hom. Maar die ruit was stikkend. Daar was nie meer handrem nie. So hy het met 'n baksteen model gewerk. Die vensters het nie lekker gewerk nie en hy het gestart met 'n skroewe daar. Daar was so 'n paar goedjies nie meer lekker in lyn nie en daarso het ek die voordeel daarvan is my vrou het gereeld cardio beoefen agter hom. So hy was 'n baie gesondheidsbewuste voertuig. En dit was 'n moeilike dingetjie. Ek sê, Here, maar dis mos nou nie van God af nie. U stuur ons om die evangelie te gaan verkondig. Die storms begin bewaai om ons en dinge gaan vir ons alles verkeerd. Dis nie van God af nie. En ons begin aan daai voertuigie werk en ons begin sê, Here, ons gaan nou laat hierdie goed ons onderkry of ons gaan u prys in die storm. Want dit is normaal om swaar te kry. Is normaal dat seker goed fout gaan, maar daar is seker goed wat abnormaal is, ek sê dit weer. En ons begin in dit die Here te prys en ons begin werk en ek sien hoorie, maar nou wil die duiwel ons eers aanval. Maar weet jy wat, op die einde van die dag, toe ons in autoriteit terugvat wat die duiwel wil steel, toe gee die Here vir ons vermenigvuldig terug. Tot vandag toe kan ek aan alles in my lewe sê, wat ek teruggevat het, het ek meer teruggekry as wie die duiwel gesteel het. Maar hier's mense wie ongelukkig, onnatuurlike storms het jou blydskap kom steel. Jou blydskap is meer werd as rand en sent. Jou verhouding met God is meer werd as rand en sent. Jy het toegelaat dat iemand jou blydskap steel, want die storm het gekom en jy het gesê, ek kan niks hieraan doen nie, maar ek wil vandag vir jou sê, jy het vandag 'n keuse met die autoriteit wat die woord van God vir jou gee. Jy kan jou blydskap terugvat. Het jy gesien hoe kan jy die duiwel heeltemal bil? Hoe kan jy hom omvergooi? As jy begin smaal vir 'n tyd wat jy nie regtig voel jy moet smaal nie. Wanneer hy vir jou verdrukking gee, jy begin vir hom te smaal. Ek wil vandag hê jy moet dit weet. Die Here lê dit nou baie duidelik op my hart. Dis mense wat deur groot storms gaan. En die vyand het jou blydskap kom steel. Jy kom dalk deur iets wat jy gevoel het, hoor, maar ek het iemand verloor wat ontydig was. Dit was dalk 'n onnatuurlike storm wat dit geëis het. Of jy deur goed gegaan en jy het net gevoel het raak te veel ernstig op die skaal, maar soos dingetjies op die skaal geplaas word. Maar ek wil vandag vir jou sê, die Here wil hê jy moet jou blydskap terugvat. Die Here wil hê jy moet autoriteit terugvat. Die Here wil hê jy moet nie dat hierdie storms wat in jou lewe wil seevier die oorhand kry nie. Ons wag baie keer te lank voordat ons veg vir die storms. Ons wag baie keer regtig te lank. Ek kan nou nie heeltemal sê, ek wil nou nie sê is dit 'n natuurlike of onnatuurlike storm nie. Ek het die getuienis gebring, maar ek wil dit weer bring, want vir iemand gaan dit iets beteken. Toe ons by geleentheid 'n gemeentedag hou en die storm kom so oor die see aan, en nou is die potjies net lekker besig om mooi te prut, en ons gaan nou net lekker potjie kos gemeentedag hou, toe kom die skielik kom maar so weer oor die see aan. Hulle het gesê, daar gaan nie wees nie, hier kom die stormpie so oor Mosselbaai se punt aan.
En nou sit almal en wonder hoe, waar gaan ons gazebos kry, waar gaan almal sit, en is eintlik 'n rep en roer. En terwyl daai stormpie so aankom, toe staan ek en 'n paar manne wat om my is, ek sê, Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, skuif hierdie wolke net so verby. Terwyl ek so besig is om so te maak, toe draai daai wolk asof 'n wind hom vat, en hy maak so 'n lyne, en hy skuif so kant toe, en hy gaan verby ons. God gee jou die autoriteit om die storms af te weer. God gee jou die autoriteit om elke aanval wat op jou is, nie altyd toe te laat nie. As mense wat met jou wil praat soos hulle wil, dis nie altyd van God af dat jy moet stil bly nie. Maar daar's 'n tyd wat die Here dalk vir jou sê, be still and know that I am God. Ons moet kan onderskei. Jy moet kan onderskei, is dit natuurlik of onnatuurlik. Jy moet kan onderskei, is hierdie van die vyand of is hierdie van God. Jy moet kan onderskei wanneer jy wat moet doen. En hoe leer ek om te onderskei? Deur te bly in Christus en Christus in my, dat ek sy gees in my lewe sal koester. Want ek sê vandag vir u, die aanvalle op die kinders van die Here word baie keer toegelaat, sodat dit ons beproefdheid na vore kan bring. Maar die Here is nie daar om jou te toets, sodat jy naderhand ingee, en jy kan nie meer nie. Dis nie van God af nie. Ek wil vandag vir u sê, en ek sluit daarmee, elke storm is nie van God af nie. Daar's 'n tyd wat die storm bestraf moet word. Moenie in jou eie krag gaan en sê, vyand, ek bestraf jou nie, jy maak 'n fout, ek wil dit graag vir u leer. Die jong man gedeel jare terug, en hy sê elke aand as hy slaap by sy bed, dan kom hy donker gestalte op wat hom bang maak. En hy sê hy het geleer, ons bestraf die goed, en ek praat uit sy mond uit die getuienis wat ek self van weet. En hy sê, en die oomblik as hy vir hom sê, ek bestraf jou, raak hy al hoe groter. Hy sê, laat hy teen die dak vas as hierdie groot gedrog. Hy sê, ek weet nie meer wat om te doen, nadat maak ek net my kop toe, en ek probeer net slaap, en ek die persoon wat saam met my was, sê vir hom dat, luister, moenie hom bestraf nie. Nie in jou naam nie, nie in jou krag nie, want jy het nie die mag of die autoriteit nie. Die woord van die Here sê, toe Michael die duiwel uitgegooi het, hy geen woord van laster durf spreek nie. Hy het dit gedoen in die naam van Jesus. En ons sê vir hom, sê vir daardie ding, in die naam van Jesus Christus bestraf ek jou. Hy vertel ons die getuienis, en hy week daarna, hy sê toe daai ding so opstaan voor hom, hy sê vir hom, die bloed van Jesus is teen jou, ek bestraf jou in Jesus naam. Hy sê toe krimp daai ding en hy hou aan, en soos hy het sê, krimp hy tot hy weg is. Hy sê, daai ding het hom nooit weer geplan nie, want daar is krag in Jesus bloed, daar is krag en autoriteit in die naam van die Here. Ek wil hê jy moet vanaand een ding verstaan, vanmôre een ding verstaan. As die vyand jou aanval, jy kan nie in jou eie krag staat maak nie, maar maak staat op die krag van die Heilige Gees. En omdat Christus in my is, weet ek, die vyand het nie reg om te maak wat hy wil nie. Want daar's 'n koninkryk in my, wat gevestig word deur die krag van God in Christus Jesus. En wanneer daar aanval kom van die vyand, dan is dit wanneer die koninkryke teen mekaar veg. En as die duiwel elke keer die oorhand kry, beteken dit God verloor. My God never fail. Daar's 'n tyd wat jy moet sê, ek staan nou in die naam van Jesus. Ek wil vandag vir jou sê, dis dalk tyd om 'n bietjie 'n streep in die grond te trek en sê, vyand, lank genoeg het jy by my kom steel. Lank genoeg het jy my finansies aangevat. Lank genoeg het jy my gesin aangevat. Lank genoeg het jy my gesondheid aangevat. Lank genoeg het jy my huwelik aangeval. Lank genoeg het jy my kinders aangeval. Ek kom nou terug in die naam van die Here. Begin profeteer oor doodsbenere. Begin lewe spreek. Spreek lewe oor jou besigheid. Spreek lewe oor jou finansies. Spreek lewe oor jou gesondheid. Spreek lewe in Jesus naam. Amen. Weet jy wat? Hy ou wat dood is, het hulle nie onthou, daai ou is dood terwyl daai man preek nie. Kyk, ek wil ook nou nie prediker wees het en sê, die ouens slaap nie net nie, hulle gaan sommer dood. Weet jy wat? Die getuienis het omgedraai. Hy sê, ja, terwyl hy preek, het hy nog ou uit die doodheid opgewek. Ek dink daar's 'n paar meer mense wat wil luister na hom. Paulus, ons het gedink,
Jy's dalk 'n moordenaar, want hier by die slang jou. Hy het nie beheer gehad oor die slang wat hom byt nie. Maar hy het beheer gehad wat hy doen nadat die slang hom byt. En hy skud hom so in die vuur af. Hy sê, "Jo, nee, jy's 'n God." Hy sê, "Nee, mense, ek is net 'n diensknegt van God, maar omdat hy in my woon, ag, ons skud die slangetjies af. Die ander die skorpioen, hulle sal jou steek, hulle sal jou aan die hak byt. Jy skud hulle af." Ek wil vir jou sê, baie van ons loop met seer hakke hier rond. Van die slange wat ons byt en skorpioene wat ons steek. In die naam van Jesus, skud dit af. Ek wil u vra, kom ons staan op ons voete. Kom ons staan op ons voete. Hier's 'n paar mense wat die Here my baie duidelik wys met wie hy nou praat. Verskoon, hier's 'n paar mense met wie hy nou baie duidelik praat. Wat vanmôre 'n bietjie moet afskud, die slang en skorpioen wat in jou vasbyt. Daar's 'n paar mense wat vanmôre moet besef, ek het my blydskap verloor, want ek sit met onvergewensgesindheid. Is 'n slang waarmee jy sit, hy sit in jou vas. Die oomblik wat jy onvergewensgesindheid en bitterheid het, beteken dat jy het nog die slang aan jou. Skud hom af, sodat God verheerlik kan word. Skud hom af, Paulus, skud hom af. Toe hy hom afskud, toe sien hulle niks gebeur nie, God gee die oorwinning. Ek sê vanmôre vir jou, skud die slang af, wat jou wil onderkry. Bestraf daai storm. Dis nie van God af nie. Daar waar jy nou is, Vader, ek wil bid vir elkeen wat hier is. Here, elkeen is nou met u besig, ons kyk nie nou vir mekaar nie. Here, hulle wat live ingeskakel is, ons is nou almal met u besig op hierdie oomblik. Here, ons skud hierdie slange af. Here, slange van verbitterheid, slange, Here, van verneinigheid, slange van jaloesie, slange van hartseer, slange van depressiwiteit, slange van, Here, angstigheid, vrees, Here, goed wat ons in ons lewe toelaat. Here, ons skud dit af in die naam van Jesus, sodat God verheerlik sal word. Here, ons wil vanmôre vryspreek. Here, ja, mense het ons gebyt, maar ons laat toe dat dit nog aan ons klou, laat dit nog aan ons hang. Vanmôre skud ons dit af. Ons wil nie meer bitterheid hou nie. Ons wil nie onvergewensgesindheid hou nie, sodat u verheerlik sal word. Here, wat met ons gebeur, kan ons niks oordoen nie. Maar hoe ons dit hanteer, is wanneer die gestalte van Christus na vore kom of nie. En Here, hoe ons dit hanteer, bepaal die autoriteit van Christus in my lewe en my verhouding met God. En dis vanmôre my gebed, Here, dat U by elkeen sal stil staan in hierdie gebou. Elkeen wat hierdie boodskap nou luister. Here, ek wil vanmôre in die naam van Jesus Christus kom. Deur die krag van God in Christus Jesus en die autoriteit wat U my gee, wil ek elke onnatuurlike storm in jou lewe kom bestraf nou in Jesus naam. Ek kanselleer nou hierdie aanvalle wat jou wil onderkry. Ek kanselleer nou hierdie siektes wat jou liggaam wil aanhou kneldemp, wat heeltyd jou liggaam aanval. Ek kanselleer nou hierdie negatiewe gedagtes. Ek kanselleer nou elke vloek, elke manifestasie, demonstrasie, vokale uitspraak wat oor jou lewe uitgevoer, gespreek of gemanifesteer word, kanselleer ons nou in Jesus naam. Vader, ons spreek lewe. Here, ons spreek oorwinning. Vader, soos wat daai getuienisse was, U die wind en storms het U kalm gemaak. Here, U dit bestraf. Soos wat Paulus daarna gesien was as 'n godsman, soos wat hy na daai prediking die dooie opgewek het, weet ek vanmôre U verander omstandighede nou in Jesus naam. Ek dank U vanmôre vir hierdie gemeente. Ek dank U vanmôre vir elkeen wat U woord hoor. Ek pleit ons nou onder die kosbare bloed van Jesus Christus en ek vra, Here, help ons om nugter te bly, help ons om waaksaam te bly, en help ons, Here, om trou te bly voor die voete, in Jesus naam, en wanneer die vyand kom om te identifiseer, hierdie is nie van God af nie. Here, ek dink aan daai waarspreker wat agter Paulus hulle aanloop, en sy skreeu kliphard, hierdie is manne van die lewende God. Here, ek sou dink is nog 'n oulike ding. Sy verkondig sommer namens hulle. Here, maar die woord sê na 'n paar dae, toe het Paulus hom nou mooi vererg, toe sê hy, hey, jou gees van waar sê uit is jy, en hy's uit. Here, partykeer is daar te veel goedjies wil sê van ons, wat nie van God af is nie. Ons stop daai gees nou. Ons is nie besig met mense nie, ons is besig met die werke van die vyand wat ons stop en kragloos stel. Want ons worstelstryd, sê die woord, is nie vlees en bloed nie, is nie mense nie, maar is die gees wat deur mense wil werk. En ons dank U vanmôre vir die oorwinning wat U gee. Ek dank U vanmôre vir vrymaking wat U gee.
Ek dank U dat U 'n goeie God is, wat vanmôre partydig is vir U kinders. Word nou verheerlik, Vader, ons aanbid U in Jesus naam. En die volk van die Here sê, Amen.